Ek wil graag met jou praat oor restituisie vandag. Restituisie is om geestelike goed te gaan teruggee, om skade te herstel of om vergoeding te gee waar daar onreg was. En dit is 'n noodsaaklike deel van berou. Om sake te gaan regmaak met mense wat jy benadeel het of te nagekom het, is die direkte gevolg en vrug van wat 'n ware bekering is. Redding is nie net 'n innerlike belydenis nie, maar dit het ook 'n praktiese implikasie vir jou lewe en verhoudings. As iemand beweer dat hulle tot bekering gekom het, maar weier om die skade wat hulle aan ander gedoen het reg te gaan stel, is dit 'n vraag of daar nie 'n vraagteken agter hulle verhouding met die Here geplaas moet word nie. 'n Mens kan nie blywende geestelike vrede of 'n deurbraak in jou verhouding met die Here ervaar as jy doelbewus weier om restituisie te gaan doen waar dit moontlik is nie. In Lukas hoofstuk 19 kry ons die verhaal van Saggeus wat die Here Jesus ontmoet. En ons kry die bloudruk van hoe ware sondeoortuiging lyk. Hy bied dadelik aan om die helfte van sy besittings aan armes te gaan gee en viervoudig vergoeding te doen aan enige iemand wat hy bedrieg het. In die Ou Testament was restituisie goed omskryf. Volgens Levitikus 6 vers 1 tot 7 lê die kern van restituisie daarin dat ware berou herstel van menslike verhoudings vereis voordat 'n persoon met God versoen kan wees. Levitikus stel dit dat wie sy naaste bedrieg, beroof of afpers, is ontrou aan die Here. En dan gee dit die volgorde van versoening. Eerstens moet die saak met mense reggemaak word. Die fisiese vergoeding moet aan die slagoffer gegee word op dieselfde dag as wat die oortreder sy offer vir sy sondeskuld bring. Eers nadat die slagoffer vergoed is, word 'n ram as skuldoffer gebring vir die versoening. Die Nuwe Testament verander die Ou Testamentiese vereiste vir herstel na 'n hart wat verander is deur die evangelie. Paulus skrywe in Efesiërs 4 vers 28, wie gesteel het, moenie meer steel nie. Hy moet met sy eie hande werk om iets nuttigs te doen. So die Nuwe Testament herstel die saak van 'n dief na iemand wat kan gee. Jesus handhaaf die volgorde van versoening. Hy sê, moet eers jou menslike verhoudings herstel, voordat jy na God toe kan gaan. Hy sê in Matteus 5, hierdie belangrike woorde, vers 23 en 24, as jy jou offer na die altaar bring, dit onthou jou daar dat jy jou broer iets teen jou het, moet jy eers jou offer laat staan, en met jou broer gaan versoen. Iemand wat tot bekering gekom het en die Here aangeneem het, sy gewete het hom geweldig begin pla oor dinge wat hy by die werkplek gesteel het. Niemand het daarvan geweet nie. Hy het vir my gesê, hy wou daardie goed al gevat het en in die groot dam buite ons dorp gaan gooi. Ons het saam gekyk na hierdie beginsel van restituisie en die man is toe na sy werkgewer toe. Hy het sy sondes daar openlik bely. Hy het verskoning aangebied en die gesteelde gereedskap teruggegee. Vir die items wat hy reeds verloor of opgebruik het, het hy aangebied om die waarde ten volle terug te betaal. Alhoewel die man bang was dat hy sy werk gaan verloor of tronk toe sou gaan, was die werkgewer diep geraak deur hierdie man se eerlikheid en veranderde lewe. Belangriker nog was dit hierdie daad van restituisie, die man se geestelike lewe heeltemal verander het. Die skuldgevoel was weg, sy getuienis teenoor sy kollegas het nou 'n nuwe inhoud gehad. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons die genade om te gaan regmaak waar nodig, in Jesus naam. Amen.